Here Vader, voorreg om te kan sê, U leef, U ons aanbid nie 'n dooie God nie, 'n lewendige een. En U is lewendig, Vader, nie net in die hemel nie, maar U is lewendig in gelowiges. U is lewendig, Vader. En dankie daarvoor. Dankie dat die lewe wat U ook het, is 'n lewe wat U vir ons skenk. 'n Nuwe lewe, 'n lewe in U, 'n lewe deel van U. My gebed is dan dat hierdie woorde wat ons vandag spreek, soveel lewe in ons harte sal inspreek. In Jesus naam, vra ons dit. Amen. Dankie, julle is welkom om julle sitplekke te neem. Julle kan so lank oopmaak by Lukas 17, is ek aan? Ek klink so 'n bietjie sag, is ek alright, hoor julle my daar agter? Nee, as hulle alright is, dan is ek alright, dis maar net ek wat myself seker nie hoor nie, Dani. Maar as julle my hoor, dan is ek gelukkig. Lukas 17, kan jy saam my oopmaak, indien jy jou Bybel het? Lukas 17, vers 1 tot 10. Ek wil ook vir jou sê dat ons het seker blaadjies wat ons uitdeel daarso in die voorportaal. As jy ingestop het in die kerkblaadjie en dit is 'n opsomming van die preek van Sondag. Jy maak asseblief seker dat jy enetjie kry. Ons het sommer vir jou aantekeninge gemaak, sodat jy iets in die hand wat jy kan huis toe vat, en agter is daar seker vragies wat jy kan bespreek, vragies oor die preek, en ook selfrefleksie vra. Dit sou dalk goed wees dat jy dit in jou selgroep, of in jou, met jou eggenoot, en jou eie gesin ook kan bespreek. Ek dink dit dra baie vrug. Ek gaan ons lees Lukas 17 vers 1 tot 10, in die 20 vertaling. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar struikelblokke kom, maar wee die een deur wie dit kom. Dit is beter vir hom, dat 'n maalklip om sy nek gehang, en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie geringes laat struikel. Wees dus op julle hoede. As jou broer sondig, wys hom tereg. As hy berou het, vergewe hom. As hy 7 maal op een dag teen jou sondig, en 7 maal na jou terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. Toe sê die apostels vir die Here, gee ons meer geloof. En die Here antwoord, as julle geloof soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie willevyeboom gesê het, trek jou wortels uit die grond en gaan plant jouself in die see, en hy sal na jou geluister het. Wie van julle sal, as hy 'n slaaf het, wat besig is om te ploeg, of skape op te pas, vir hom sê, wanneer hy van die veld af kom, kom leen dadelik aan om te eet. Sal hy nie eerder vir hom sê, maak vir my iets gereed om te eet, omgord jou heupe en bedien my totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink nie. Hy bedank tog nie die slaaf net omdat hy sy opdragte uitgevoer het nie. Dieselfde geld vir julle. Wanneer julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is niks werd slawe. Ons het net gedoen wat ons moes doen. Ons is besig met 'n hele reeks eintlik al verlang. Ek weet nie meer of jy dit 'n reeks kan noem nie. Maar verlang is ons besig met geloof en verskillende elemente van geloof. En ek wil net graag vanmôre, voor ek hierdie spesifieke gedeelte behandel, net gou die punte bymekaar trek, net om vir julle te wys hoe die legkaart so mooi inskakel. Ek dink die laaste paar weke het ons by verskillende verhale stil gestaan, en ons kan maar eintlik sê by verskillende wonderwerke. Ons het almal was eintlik wonderwerke, behalwe die een wat 'n gelykenis was van die weduwee en die onregverdige regter, wat verlede week was. Maar byna in elke verhaal, gaan dit nie net oor die wonderwerk nie. Jesus doen nie net 'n wonderwerk vir 'n wonderwerk se onthaalwe nie. Daar is altyd iets meers betrokke. En so, as ek net gou die wonderwerke kan noem, julle sal onthou, ons het begin by die centurion. Dit was die Romeinse offisier, en die Romeinse offisier se seun was, of sy slaaf was siek, en hy het nie na Jesus toe gekom, hy het mense na Jesus toe gestuur, en hy het vir Jesus gevra om die slaaf gesond te maak. En die mense het toe vir hom gevra, want hy het minderwaardig gevoel. En eintlik wat die centurion gedoen is, hy het Jesus se gesag herken. Nee, hy het gesê, u is een met gesag, sê net die woord en dit sal so wees. En eintlik wat in die hele gebeurtenis afgespeel het, is die centurion het sy minderwaardigheid besef, en hy het Jesus se gesag besef. En dit het die centurion in 'n posisie van afhanklikheid gesit teenoor Jesus, en in nederigheid. En ons het gesê, geloof doen juist dit. Geloof hou jou nederig, egte geloof is nederig, en dit kyk na Jesus se gesag. Egte geloof.
En toe gaan ons na 'n verlamde man wat in die dak afgesak was deur sy 4 vriende. En Jesus het gekom en hy die man se sonde vergeef. En die mense sê, maar luister, die probleem is hy's verlam. Hoekom moet jy sy sonde vergeef? En toe sê Jesus, wat's makliker om te doen? Om te sê jou sonde is vergewe of om te sê staan op en loop? En streng gesproke is dit dalk makliker om te sê jou sonde is vergewe, want niemand gaan weet of jou sonde vergewe is nie. En dis hoekom Jesus toe vir die man gesê het, staan op en loop. Want toe sê Jesus, kom ek wys vir jou dat ek werklik sy sonde vergewe het, die wonderwerk het dit bevestig. En ons het gesê dat opregte geloof hou jou in afhanklikheid. 'n Opregte geloof besef ek het 'n groot behoefte, en my primêre behoefte is die vergifnis van sonde. Want wat help dit, die verlamde man kon by die vertrek uitloop, maar hy loop reguit in die hel in, het ons gesê. Dus sê ons egte geloof bring dit tot die vergifnis van sonde. En wat ook al wat daarmee gepaard gaan is die byproduk, is 'n bonus, of jy nou loop of nie, solank die siel gered is. En toe gaan ons na die vrou met bloedvloeiing toe. En toe raak sy die soem van Jesus aan, en toe vra Jesus 'n vraag, wie het my aangeraak? En dis 'n vreemde vraag, want Jesus het geweet wie haar aangeraak. Maar Jesus het dit gevra, want hy het vir die vrou geleentheid gegee, om uit te kom, om na vore te kom, om te bely. En dit is eintlik waaroor egte geloof gaan. Egte geloof gaan om te sê, maar nie net wil ek hê Jesus moet vir my iets doen nie, maar ek wil na vore kom. Ek wil bely van Jesus. Egte geloof getuig van verhouding, en nie net 'n daad wat Jesus van my gaan doen nie. En toe het ons gesê, nadat was ons by Lukas 17 met die melaatses, die 10 melaatses man, en net een het omgedraai, en toe hy terugkom, toe vra Jesus vir hom, was daar nie 10 van julle nie, waar is die ander 9? En as ons eerlikwaar moet sê, as dit net gegaan het oor genesing, hoekom het Jesus dan gevra, waar is die ander 9? Jesus het ons gesê, dis fyn, jy hoef nie terug te gekom het nie. Maar Jesus het gevra, was daar nie 9 van julle nie? Soos wat mis die ander 9? Die ander 9 mis, dat dit werklik gaan om God of om Christus te erken as die vorm van gesag. Een man het omgedraai, een man het voor Christus gebuig, en een man het Jesus erken as die absolute man, die God van gesag. En die ander 9 het gesê, dis net 'n wonderwerk. En ons het gesê, opregte geloof erken Christus. Want weer eens, wat help het, jy kry genesing, maar jy mis Jesus. En toe het ons nou gesê, 2 weke terug, oor die blinde man Bartimeus, en hoe Jesus verby hom geloop het, toe roep hy uit, seun van Dawid, en die seun van Dawid was 'n messiaanse titel. Dit was 'n titel wat erken het dat Jesus werklik die verlosser was, dat Jesus die Christus was. En dit is vreemd, want Jesus het al die mense om hom wat kan sien, maar daar's een blinde man wat nie kan sien nie, maar tog sien hy Jesus vir wie hy werklik is. En toe wys Jesus vir ons, jy kan dalk oë hê, maar jy kan nog steeds geestelik blind wees. So wat help het, hierdie ou kry genesing, of hy kan weer sig kry, maar hy sien nie Jesus vir wie hy werklik is nie. En toe sê ons, opregte geloof kyk anders, en dit sien Jesus vir wie Jesus is. Dit sien reg Jesus. En nie net vir wat Jesus kan doen nie, maar vir wie hy is. En toe het ons verlede week gesê, die laaste een in Lukas 18, het gegaan oor die onregverdige regter, en die weduwee wat aanhou by hom smeek. En die klem het eintlik geval, dat 'n onregverdige regter op die einde van die dag iets reg gedoen het. En toe sê Jesus, God is by verre meer regverdig. En hy luister vir sy kinders. En hy hoor as ons roep. Ons moet net seker maak, ons fokus op hom. Ons moet lewe asof hy terugkom. So ons sien hoe met die kerngedagtes van geloof, sien ons dat eintlik, ons kyk na wonderwerke. En ons weet, Jesus was 'n wonderwerker. Maar hy was nie net 'n wonderwerker nie. Jesus het nie net die bonatuurlike gedoen nie. Hy het gewerk met die siele. En vandag nog in die moderne kerk is dit dieselfde probleem. Die kerk beweeg in 'n rigting waar hulle sê, wat kan Jesus vir ons doen? En jy gaan sien aan die einde van ons gedeelte, as jy onthou het ons gelees, waar Jesus 'n gelykenis vertel van 'n slaaf en 'n meester. Die moderne kerk draai daai gelykenis om. Hulle dink Jesus is die slaaf wat vir ons werk. En Jesus kom wys vir ons hierso, dit is nie die geval nie. Hy wys dit deur sy wonderwerke, hy wys dit in die gedeelte, hy wys vir ons dat hy die een is wat die werk verrig. Ja, hy die een wat die groot werk is, maar ons staan altyd in diens van hom. As slawe van hom. Hy het ons gekoop. En dis die patroon. En ek hoop ons sien die patroon. Ek hoop ons sien die patroon dat geloof ons eintlik druk, nie na iets spesifieks nie, maar na iemand toe. Geloof is veronderstel om jou te druk na Jesus toe. Meer van Jesus.
Want as jy Jesus gaan mis, dan mis jy eintlik jou geloof. Want geloof is geanker in Christus. Hierdie mense wat die wonderwerke gehad het, hulle was desperaat, hulle was soekend, en Jesus het elke keer die hartskwessie kom aanspreek. Dit was mense wat verwerp was deur die samelewing, en Jesus het vir hulle gesê, kom wees deel. Ja, daar was 'n wonderwerk betrokke, ons ontken dit nie, maar die wonderwerk was altyd ter bevestiging. Nou is ons by 'n mosterdsaadjie, en ek dink ons almal is bekend met die mosterdsaadjie. Jesus gebruik inteendeel die mosterdsaadjie op verskillende geleenthede. Hier is een van hulle. Hy gebruik die mosterdsaadjie waar hy sê hy kan 'n berg in die see sit, en hy gebruik die mosterdsaadjie waar die boom kan groei en hy maak groot takke. So op verskillende geleenthede gebruik hy geloof soos 'n mosterdsaadjie. En die groot rede maar hoekom hy die mosterdsaadjie gebruik, ek het nou nie een gebring nie, maar verbeel jou hier is een en dis omtrent hoe groot hy is. Die groot rede hoekom hy mosterdsaadjie gebruik, is want dit is een van die kleinste saadjies. Dis nie die kleinste saadjie nie, maar een van die kleinste saadjies wat gebruik was in die Midde-Ooste. Binne landbou was die mosterdsaadjie. So dit was 'n saad waarmee almal bekend was. Ek bedoel, wat sou dit gehelp het? Jesus noem die kleinste saad, en die kleinste saad het dalk in Suid-Amerika voortgekom. En die mense het net nie geweet waarvan hy gepraat het nie. So die mosterdsaadjie is 'n algemene gebruik, en hy gebruik hom. En hy gebruik hom om iets van geloof vir ons uit te beeld. Want ek dink daai tyd en vandag nog, dink baie mense dat geloof gaan oor wonderwerke. Geloof gaan oor groot tekens. Geloof gaan om harder en meer positief te dink oor genesing. Dis wat die samelewing dink. Hulle dink dis die dramatiese ervarings. Glo net groter, glo net sterker en dan gaan iets gebeur. Maar hoe vertoon jy jou geloof? Hoe vertoon jy dit? Hoe kan jy jou geloof bewys? Hoe meet jy geloof? As ek jou moes vra hoeveel geloof jy gehad het, hoe sal jy dit vir my meet? Sê vir my, ek het geloof so goed, ek het 'n koppie vol geloof. Hoe meet jy dit? Baie mense dink, mense wat struikel, mense wat baie keer val, mense wat baie keer sondig, het nie geloof nie. Baie keer dink mense wat sleg praat teenoor mekaar, het nie geloof nie. Hierdie gedeelte wys Jesus vir ons iets anders. Hy kom wys jou iets anders van geloof. Hy wys vir ons dat ware geloof nie gemeet word aan kwantiteit nie, aan die hoeveelheid nie. Maar ware geloof word gemeet aan kwaliteit. Kwaliteit. Nie aan grootheid nie. In hierdie spesifieke konteks, binne hierdie spesifieke gedeelte, is Jesus eintlik besig om met sy disippels te praat. Hy praat met die disippels en dan praat hy met die fariseërs. En baie keer spreek hy die fariseërs aan. Jy sal sien byvoorbeeld in hoofstuk 16 vertel hy 'n verhaal van Lazarus, nie Lazarus wat uit die dood uit opgewek is nie, maar Lazarus en die ryk man. En toe gaan die ryk man hel toe, en toe skree die ryk man, Vader Abraham, laat Lazarus net die vingerpunte in water druk en net my mond kom aanraak. En hy het dit eintlik geïnsinueer teenoor die fariseërs, want die fariseërs dink hulle het geloof, hulle dink hulle is die groot wonderlike godsmense, maar eintlik is hulle nie. Want hulle dink hulle doen baie, maar hulle harte is ver van die Here. Hulle mis die kwaliteit van geloof, want hulle meet dit aan grootheid. So Jesus is besig om die disippels te leer. En nou is die fariseërs daar, en wat hy eintlik doen, hy sê vir sy disippels, kyk wat doen die fariseërs, en julle moet so wees. Julle moet die teenoorgestelde wees. So hy leer hulle. Kom ons kyk wat Jesus hierso sê. Hy noem eintlik 4 goeders, en ons wonder partykeer hoe hierdie 4 goed by mekaar inpas, veral ten opsigte van geloof. Maar kom ek wys vir jou gou-gou. Kom ons begin by vers 1 tot vers 2. Jesus begin deur om te praat van struikelblokke. Jesus het vir die disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar struikelblokke kom. Maar wie die een deur wie dit kom? Dit is beter vir hom dat hy 'n maalklip om sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as hy een van hierdie geringes laat struikel. Nou as ons praat van struikelblokke, as Jesus praat van struikelblokke, 'n struikelblok, die woord verwys eintlik na 'n tipe van 'n sneller, of jy weet mos dat toe jy daar as kind, het jy altyd hierdie trap gebou vir die mossies. En dan as hy op die stokkies kom sit, dan val die boks plat op hom, nê. So hierdie struikelblok beteken daai stokkies wat jy gebou het. As iemand daai sneller raak en die stryk val plat op hom, dit is 'n struikelblok.
So dis nie noodwendig die stryk self nie, maar is die sneller tot die stryk. En dis wat Jesus hierso sê. Hy sê dat dit is onvermydelik dat daar sulke goed oor jou pad gaan kom. Nou as ons vra wat sulke goed is, dit kan verwoesting wees, dit kan ellende wees, dit kan sonde wees, dit kan, ek dink, leed wees. So Jesus sê, hy sê nie dat dit onvermydelik is dat jy gaan val nie. So met ander woorde, hy sê nie dat die stryk gaan op jou val nie, hy sê net, op jou geloofsresies, jou geloofsreis, gaan daar klomp sulke lokvalle wees. Daar gaan wees. Daar gaan 'n geleentheid wees om te sondig. Daar gaan dalk 'n geleentheid wees tot ellende. Daar gaan 'n geleentheid wees waar jy iemand kan beskinder, of wanneer iemand jou selfs beskinder, of wanneer iemand jou emosioneel leed aandoen. Jesus sê, hierdie goeters kom, dis lokaas, dis valstrikke. Dit kom oor die gelowige se pad, 'n tipe van 'n versoeking as jy wil. En Jesus waarsku dat ons in 'n wêreld leef waar hierdie versoekings plaasvind. Maar meer spesifiek sê hy dit vir sy disippels. En ek wil sommer vir julle sê, dat hierdie lokvalle is binne die kerk. Verseker is dit binne die kerk. Ons sal naïef wees om te dink, dat die kerk vir een of ander rede die perfekte voorbeelde en die gedrag is vir almal en vir almal in die kerk en vir almal daar buite. Die probleem is, ons kom met gebrokenheid na die kerk toe, maar ons ontmoet die perfekte Jesus hierso. En daarom, ons moet daai mentaliteit moet ons afbreek om te dink dat jy sit in 'n kerk, nou is ek in die kerk, uiteindelik is ek by 'n plek waar ek nie gaan seer kry nie. Of uiteindelik is by 'n plek waar iemand nie iets gaan sê wat my dalk aanstoot gee nie. Dis nie so nie. Partykeer ons probeer. Ons probeer om nie so op te tree nie. Ek wil nie intentioneel iemand aanstoot gee nie, maar partykeer sê ek iets, of selfs is dit 'n grappie, of selfs kon dit my sinskonstruksie wees, of praat ek voor ek dink, wat ons almal doen, en dan sê ons iets. En so Jesus sê, dit is onvermydelik, dat hierdie goed oor jou pad gaan kom. Dit gaan gebeur. Dit gaan gebeur, en ek dink dit is goed om die perfekte of die ideale prentjie van die kerk dadelik af te haal, want die kerk bestaan nie uit die mure nie, soos ons sê, maar as 'n lewende organisme. Dit bestaan uit mense soos ek en soos jy. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek weet ek is nie die perfekte mens nie. So dit beteken dan, die feit dat ek hier is, maak dit 'n onperfekte kerk. En nou geweer as ek moet gaan, nee, ek moet nou die pad vat, want julle soek 'n perfekte kerk. Maar nee, dit is nie die realiteit nie. En so ons moet realisties wees. Christus kom leer nooit om te sê die kerk is die perfekte plek nie. Hy leer ons hoe om te werk met onperfekthede. So as iemand jou seer maak, beteken dit, moenie die pad vat nie, maar leer hoe om dit te hanteer. Leer hoe om dit te hanteer. En dit is eintlik wat kerk sterk maak, is dat daar 'n eenheid is onder ons, wat nie afhang van my perfektheid, of van jou, of van jou, of van jou perfektheid nie. Die eenheid hang af van Christus. Omdat ek lief is vir Jesus, omdat Jesus vir my vergifnis het, kan ek daai liefde deel met onperfekte mense. En julle moet dit asseblief met my deel, wat ook 'n onperfekte mens is. En so ook vergifnis. Omdat ek vergifnis kry, deel ek vergifnis. En so ook vra ek dat julle moet vergifnis deel. En so dis wat Jesus sê. Hy sê, in die kerk gaan seker goed gebeur. Buite die kerk ook. Onder gelowiges verseker. En ons hoor dit. Ek hoor gereeld. Die week wat ook verby is, ek hoor gereeld. Ek hoor gereeld van iemand wat in die kerk gesit het en iets het net gebeur waarvan hy of sy nie hou nie, en dan vat hy die pad. Dan is dit weg. Maar dan verstaan ons nie wat kerk is nie. Ek sit nie hier om perfektheid te verwag nie. Ons kry nie eers perfektheid by ons werk nie. Ek waarborg as ek sou vra, steek vir my jou hand op hoe perfek jou werk is, dan dink ek nie een van julle sal opsteek nie. Dis jy vir jouself werk. En as jy net dalk in die tuin werk, want selfs in die tuin gaan jy uitdagings hê. Daar is nie so iets nie. So ons moet realisties wees oor kerk. En ons moet eerlik wees. Ek sê nie dat ons nou sê, ja, die dominee sê, dis okay, nou kan ek kom en nou kan ek maar maak soos wat ek wil in die kerk. Nee. Ons streef na perfektheid. Ons streef om soos Jesus te wees. Maar ons weet, ons kry dit nie altyd reg nie. En dan dieselfde ten opsigte van 'n leraar. Ek weet,
Leraarsverhaal word opgehef en hulle word in 'n hoë posisie ingedruk. En dis reg, 'n leraar moet 'n voorbeeld wees en hy moet 'n godsman wees, verseker. Ons lei deur voorbeeld. Maar ek weet ek het tekortkominge. En ek spog nie hieroor nie, maar ek weet my meer is baie keer een van hulle. Dis die Duitser in my. Dis nie reg nie. Maar ek streef. En elke keer as ek kwaad raak, sê ek, Here, ek is so jammer. Ek is regtig jammer. En baie keer hoop ek, dis nie julle wat voor my indraai nie. Een of ander ou wat nie Afrikaans verstaan nie. Ons moet nie. Julle is hier geplant vir 'n rede. Ek is hier geplant vir 'n rede. Daar's hy. Daar's vir jou die bewys, dis nie perfek nie. Dis nie perfek nie. En dis okay. Jy is hier vir 'n rede, ek is hier vir 'n rede. Ons is hier want ons wil die Here verheerlik, en ons wil hy moet aan ons werk, en ons wil ook hy moet aan ons broers en ons susters werk. En baie keer, jou vergifnis werk in daai persoon se hart, meer as wat jy besef. En so Jesus is realisties hierso. Hy sê dis onvermydelik. Daai goed gaan gebeur. En as hulle gebeur, wil ek vir jou sê, ek verstaan as emosies betrokke, maar moenie net weghardloop nie. Moenie weghardloop nie. Nou hy sê die struikelblokke kom. Soos ek sê, dit beteken nie noodwendig almal gaan val nie, maar is onvermydelik. En nou sê Jesus, en nou sê hy iets drasties. Hy sê hierdie struikelblokke kom, maar wie die een deur wie dit kom? Nou hier raak dit nou gevaarlik. Hy sê dit is beter vir so ou, soos die ou wat hierdie struikelblokke veroorsaak. Dis beter vir so ou om 'n maalklip om sy nek te hê en laat hy in die see gegooi word. Nou 'n maalklip is so groot ronde steen, is so 'n massiewe ronde steen, en dan het hy gewoonlik met 'n stok en 'n juk verbind, en dan het hulle 'n os of 'n donkie ingespan, dan loop die donkie heeltyd so in die rond, dit is al wat hy doen, dan gooi hulle saad, hy het so gat in die middel, dan gooi hulle saad in die middel, of graan in die middel, en dan maal hy dit, en dan maal hy dit. Nou verbeel jouself, jy spring met so 'n ouetjie in die see. En dis wat Jesus sê. Die ou wat dit veroorsaak, hy sê, wee jou. Nou dadelik wat ons almal doen is, ons is, het ek al dit veroorsaak, want ek wil verseker nie in die see spring met so groot klip nie. Nee, dit maak jou half 'n selfondersoek doen. Doen dit nie? Dis presies wat Jesus wil doen. Hy wil vir jou wys, kyk gou na jouself. En dis hoekom jy so agterkom in die volgende vers sê hy, let op jouself. Let op jouself. So Jesus is besig om ek dink 2 goed te doen. Eerste ding wat hy sê is, hy sê, pas op dat jy dit nie doen nie. Pas op, let op jou eie gedrag, wees waaksaam dat jy nie gaan en intentioneel, veral binne die kerk, mense laat struikel nie. Jesus sê ook iets soortgelyk, onthou julle, hy sê, as jou oog jou laat sondig, pluk hom uit, as jou hand jou laat sondig, kap hom af. Jy moet nie regtig jou oog gaan uitpluk nie, want ons almal gaan blind wees. Jy moet nie jou hand gaan afkap nie, asseblief. Hy sê nie, hy is 'n hiperbool. Hy gaan tot die uiterste toe. Hy probeer iets beklemtoon. Hy wys vir jou, doen alles in jou vermoë om nie jouself te laat struikel nie, en hierso sê hy, om nie anders te laat struikel nie. So nou vra ek vir jou 'n vraag. Moenie jou hand opsteek nie. Maar is daar al enige een van ons, wat nog nooit iemand anders te laat struikel het nie? Dis wat Jesus sê. Daar is nie een van ons nie. Ons almal het al iemand laat struikel. So gaan ons nou die kerk eindig, gaan ons 'n boot kry, klomp maalklippe kry en in 'n ry staan en sê goed, spring. Ek wil net nie eers spring nie. Is dit wat Jesus nou sê? Nee. Hy probeer vir jou wys, let op jouself sodat jy dit nie doen nie, maar besef in dieselfde tyd dat daar nog nooit iemand was wat dit nie gedoen het nie. En dit is hoekom hy na die volgende gedeelte toe gaan en hy praat van vergifnis. Lukas 3.
En as jou broer sondig, wys hom tereg, en as hy berou het, vergewe hom. En as hy 7 maal op een dag teen jou sondig, en 7 maal na jou toe kom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. So Jesus sê dit, hy sê jy moet hom vergewe. Want omdat ons almal een of ander tyd by 'n punt kom, waar ons ietsie sê teenoor iemand, of ietsie aan iemand doen, of 'n verhoudingsskade aan doen, of dalk net 'n verkeerde grappie vertel, of dalk net 'n verkeerde kommentaar lewer, Jesus sê jy moet bereid wees om te vergewe. Want dit sou bitter onregverdig wees as jy vergifnis verwag, maar jy is nie bereid om vergifnis te gee nie. En hy sê dit. Hy sê as jou broer sondig, moet jy hom vergewe. Nou, hy begin eers, hy sê wys hom tereg. En ek dink dit is belangrik. Wys hom tereg. Dit beteken nie dat jy na iemand toe moet gaan en jy het nou 'n kaartjie om hierdie ou te gaan aanval nie. Ek wil nou vir jou kom vertel wat jy gedoen het, boetie. Dis nie wat hy sê nie. Die skrif sê vir ons, wanneer iemand in jou val, gaan jy uit liefde na hom. Iemand in jou sondig, gaan jy met liefde na hom toe, nee. Met sagmoedigheid. En dit klink so, min of meer. Jong, kan ek en jy 'n koffie drink? Kan ek en jy gesels? Ja, seker. Ek wil net vir jou sê, die laaste rukkie sukkel ek dalk persoonlik. Maar jy het iets genoem en dit het my hart gesny. En ek weet dis dalk nie lekker nie, maar ek wil net vir jou sê, ek is regtig seer gemaak. En dan gewoonlik moet die gelowige sê, ek het nie besef, of, joh, ek is regtig jammer, dan moet hy berou wys. Ek het berou oor wat ek gedoen het. Ek het berou. So, daar is 'n vorm van teregwysing, maar daar is ook 'n vorm van berou. En dan vergewe jy hom. Ek wil ook net sê, vergifnis is nie gebind nie. So as iemand nie berou het nie, beteken dit nie, nou gaan ek jou nie vergewe nie. Dis nie wat Jesus sê nie. Nee, ons praat van twee vlakke van vergifnis. 2 vlakke, nie 2 verskillende vergifnis nie, 2 vlakke van vergifnis. 'n Christen het altyd 'n vergewensgesindheid. Nee, ons moet gou wees om te vergewe. Ons het 'n vergewingsgesindheid. So as iemand my leed aandoen, begin ek al klaar dadelik aan vergifnis werk. Ek erken dit, ja, ek moet dit nie onderdruk nie, moenie die emosie of die gebeurtenis onderdruk nie. Erken dit, werk daardeur, skryf dit neer, skeer die papiertjie op, brand hom, werk deur die emosie waardeur jy moet werk, verseker, maar jy weet jy gaan altyd na vergifnis toe beweeg. Dis 'n vergewingsgesindheid. Dan kom die broer en hy het berou, en dan eintlik wat jy sê, as hy na jou toe kom, dan sê hy, ek vergewe jou, maar jy het hom eintlik al klaar vergewe. So die vergewingsgesindheid gaan oor jou eie hart, sodat iemand nie hou vas op jou hart kan hê nie. Jy weet so goed soos ek weet, as jy iemand nie vergewe nie, maak jy 'n kluisenaar van jou hart. Haat en wraak begin kweek, selfs al het daai persoon jou leed aangedoen. Dis nie reg wat hulle gedoen het nie. Maar jy weet as jy gaan vashou aan dit, dan hou jy, ons sê in Engels, 'n grudge. So Christus sê eerstens, wees gou om te vergewe. Die vergifnis vind plaas, sodat jy jou hart kan vrymaak. Dan wanneer 'n persoon na jou toe kom met berou, dan op daai, dis 'n verhoudingsvergifnis. 'n Verhouding gaan nooit kan herstel, as iemand nie berou nie, en iemand nie vergewe nie. Gaan nooit kan herstel nie. Dis die tweede vlak waar vergifnis plaasvind, is met die idee van versoening, met die idee om die verhouding te herstel. Nee. So, maar, wat nou van, en ek probeer dit regtig prakties uitbeeld, wat nou van as iemand jou fisies leed aandoen, konstant, jy's by die huis, en iemand hou konstant om jou leed aan te doen, hulle misbruik jou. Nee, is 'n mishandeling vorm. Dan gaan ek nie, en daai persoon sê, ek het nie berou nie, ek sal dit aanhou doen en aanhou doen en aanhou doen. Jesus sê nie, gaan terug, gaan vergewe die ou en bou weer 'n verhouding nie. Dis logies. Jy sal jouself nooit in 'n plek insit waar jy fisies leed aangedoen word nie. So, natuurlik gaan daar so skeiding plaasvind. Natuurlik kan jy wegbeweeg. En wanneer jy wegbeweeg is en jy werk daardeur, dan vind vergifnis in jou hart plaas. Maar as jy die persoon nie berou het nie, gaan daar nooit vergifnis plaasvind op die verhouding vlak nie. Verstaan ons? So dis wat Jesus sê. As 'n broer na jou toe kom, en 'n broer is veronderstel om na jou toe kom, as jy weet jy laat iemand struikel, Jesus het nou net vir ons gesê hoe erg dit is om iemand te laat struikel. As jy weet jy laat iemand struikel, selfs al voel jy dis klein, dis simpel, ag, ek het net 'n ou simpel grappie gemaak, moenie so sensitief wees nie. As hulle dit anders te opneem, dan het 'n Christen klaar berou daaroor. En dis jammer.
Ek wou jou nie leed aangedoen het nie. En daai persoon sê, dis reg, ek vergewe. En Jesus sê, 7 keer. Die Fariseërs het geglo, jy moet net 3 keer vergewe. 3 keer is genoeg. Na die derde, hulle het hom getel. Na die derde keer het hulle gevoel, nou het hulle God behaag. Nou hoef hulle nie meer te vergewe nie, want hulle het voel, hulle het nou genoeg in die goeie boekies van die Here vergewe. Jesus kom en hy maak 'n radikale stelling, hy sê 7 keer. Ek wil vir jou sê dat 7 keer beteken nie jy moet 7 keer tel nie. Hy verdubbel dit en hy plus nog 1. Met ander woorde, daar is eintlik nie 'n nommer daarop nie. Dit kan 8 keer wees, of 10 keer wees, of 20 keer wees. En ek wil gou vir jou wys hoe moeilik dit is. Want verbeel jou, op een dag, kom iemand en hy doen iets aan jou. Of hy sê vir jou iets, hy sê vir jou klein twintjie is lelik. En jy sê, ja, hoe kan jy dit vir my sê? Jammer, ek wou nie dit gesê het nie. Sê, okay, ek vergewe jou. En dit is net klaar verby, en hy kom weer en hy sê, daai klein twintjie, ek wil net geweer vir jou sê, hy is nog steeds lelik. En hy sê, dis die tweede keer. Maar verbeel jou gou iemand kom regtig en hy knyp 'n senuwee en hy doen dit herhaaldelik en herhaaldelik en herhaaldelik en herhaaldelik. Jy gaan nader aan sê, nee, wag 'n bietjie. Hierdie ou is moedswillig. Hy is moedswillig, maar ek wil net gou vir jou sê dat baie keer moet ons herhaaldelik struikel voor daar werklik verandering in ons hart kom. Ek weet jy moet dit weet. Hoeveel keer het jy nie net 1 keer gesondig oor dieselfde ding nie, maar nie net 2 keer gesondig oor dieselfde ding nie, maar nie net 3 keer nie, nie 4 keer nie, maar dalk herhaaldelik. En na 'n ruk het die Here eers dit kom herstel. En baie keer is dit so, met slegte gewoontes of slegte woorde, of met verhoudings ook. En jy probeer hierdie persoon vind en julle vind net nie mekaar nie. Dis asof julle verby mekaar en dan sê jy iets en dan is hy kwaad en dan sê jy weer iets, dan sê hy weer kwaad. Dan sê jy iets aan, as jy weer kwaad. En jy probeer, dis hoekom hy berou so belangrik is, want jy wil hê die verhouding moet werk. Baie keer moet ons herhaaldelik struikel voordat iets in ons hart eers verander. En Jesus sê, vergewe dit, herhaaldelik. So nou hier kom die kroeks. Hierdie 2 stellings is radikaal. Die stelling van, jy moet nooit iemand laat struikel nie, jy moet nie 'n struikelblok wees nie. En jy moet 7 keer op 'n dag bereid wees om te vergewe. Dis radikaal. Dit is baie. En dit is toe hoekom die disippels vra, in die volgende vers vra hy vir hulle in vers 5, hy sê, die disippels vra toe, gee ons meer geloof. Hulle vra dit toe. En ek dink dit is 'n regverdige vraag, want ek bedoel, as Jesus hierdie goeders vir my sê, dan sê ek, Jesus, ek weet nie of ek dit kan doen nie, ek dink ek gaan iemand eendag laat struikel, ek dink nie ek gaan mense so baie kan vergewe nie, ek kort iets meer, iets groters om my te help, en hulle vra toe vir Jesus, gee ons net meer geloof. Want hulle dink as hulle groter geloof het, as hulle groter geloof besit, sal hulle meer goed kan doen. Dit is wat hulle dink. As hulle groter geloof het, sal hulle makliker kan vergewe. As hulle groter geloof het, sal hulle nie iemand laat struikel nie. En soos ek sê, dit is presies wat die moderne kerk vandag ook leer. As jy groter goed het, groter geloof het, moenie as iemand siek is, jy moenie eers sê iemand is siek nie. Jy moenie eers sê jy het 'n hoofpyn nie. Ignoreer daai hoofpyn, maak of hy nie daar is. Dis groot geloof. As jou geliefde in die hospitaal lê, jy moenie eers vir hom gaan besoek nie, want dan bevestig jy die siekte. Dis wat hulle dink. Jesus sê nee. Groot geloof? Nee. En hoor wat antwoord Jesus hulle, toe hulle vra vir groot geloof. As julle geloof soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie willevyeboom gesê het, trek jou wortels uit die grond uit en gaan plant jouself in die see en hy sal na jou geluister het. Nou ek dink nie Jesus sê hierso, die disippels het nie geloof nie. Ek dink die disippels het geloof, want eerstens hulle het Jesus gevolg, hulle het Jesus erken as Here, en ek dink ook, hulle het geloof, want hulle het Jesus juis gevra vir geloof. Hoekom sou hulle Jesus vra vir geloof, as hulle nie geloof in hom gehad het nie? So ek dink die disippels het geloof, ek dink nie hulle verstaan hoe geloof werk nie. Ek dink hulle is so kwantiteit, maar hulle mis nou dat dit gaan oor kwaliteit. So, julle moet my vergewe, maar dit is vir my belangrik dat ons dit verstaan. So, ek sê, as dit werk vir 'n tiener, dan werk dit vir 'n volwassene. En so ek het so lesie wat ek gewoonlik met die tieners doen, en hier is 'n paar tieners hier in die gemeente, so ek doen dit vir hulle. Julle kan maar net kyk.
En dis wat ek jou gaan uitbeeld, nee. So wat die disippels dink, ekskuus dat ek nou van die skerm af gaan, is die disippels dink, dat daar is die probleem. En dis 'n groot probleem. Ek moet vergewe en ek moet niemand laat struikel nie. Dis die uitdagings wat Jesus voor hulle lê. En hulle voel, hoe gaan ek hierdie probleem uit die pad uit kry? Groter die probleem, groter die hamer. En hulle dink, as my geloof so groot is, ek gaan hom nie gooi nie, hoor, ek gaan skade maak. Hulle dink, as my geloof so groot is, kan ek enige ding uit die pad uitstamp. Jy weet, dan is dit 'n kwessie van gooi en daar gaan hy. Wag, kom ek doen dit net tog, en laat julle almal tevrede is. Daar is hy. Dis wat hulle dink. Groter geloof. Maar Jesus sê, nee, die probleem is groot, die uitdaging is groot. Hy sê, maar wat julle kort is 'n mosterdsaadjie. Nou as ek 'n mosterdsaadjie sou vat, wat ek nou nie hier gaan regkry nie. As ek 'n mosterdsaadjie sou vat en ek sou die mosterdsaadjie vat om in die bottel te gooi, gaan hy mos geen impak hê op die probleem nie. Hy gaan niks doen nie. Maar as ek die mosterdsaadjie vat en ek gebruik die mosterdsaadjie in die regte hande, dan het geloof 'n impak. En dit is uiteindelik wat Christus sê. Dit gaan nie oor die grootheid van jou geloof wat jy moet kry of besit nie. Dit gaan in wie se hande jou geloof is, op wie jy gefokus is. Dit gaan oor die kwaliteit daarvan. Want wie is tog die een wat berge versit? Wie is tog die een wat bome kan uittrek en wie in die see laat plant? Geen mens kan dit doen nie. Maak nie saak hoe positief jy dink nie. En dis hoekom Jesus ook die vyeboom gebruik. Die vyeboom, die wille vyeboom was bekend vir sy wortels wat so wyd gaan. Jy haal nie 'n wille vyeboom uit nie. Jy kan nie. Dit is mens onmoontlik. En dan moet jy nog vir hom sê, gaan plant jouself in die see. Jesus gebruik dit op 'n vorige geleentheid ook, van die berg en gaan plant die berg in die see. En baie mense dink, ek moet positief dink, want dan gaan die berg skuif. Christus gebruik hierdie hiperbool, hy sê, nee. Hy sê, as jy net werklik weet waaroor geloof gaan, as jy weet waar jou geloof en aan wie jou geloof toevertrou is, as jy besef dit lê in die hande van die God, die almagtige, die grote, die heilige, hy sê, dan kan berge skuif, dan kan wille olyfbome gaan. Nie letterlik nie, alhoewel God dit kan doen as hy sou wou. Maar hy sê, die probleem wat ook al voor jou lê, die uitdaging, hoe groot dit ook al mag wees, dit gaan nie afhang van hoe groot en hoe sterk jy glo nie. Christus sê, as jy net hierdie bietjie kwaliteit het, en jy vertrou dit toe in my hande, hy sê, as dit oké. Dis wat hy sê. Dit gaan oor wie se hande jou geloof is. Onthou julle met die centurion, die Romeinse soldaat, wat die slaaf gehad het, en toe sê hy vir sy vriende, gaan sê vir Jesus, hy hoef net die woord te spreek, en dan sal my slaaf gesond word. En onthou julle wat Jesus gesê het, hy het gesê, nog nooit in Israel het ek so groot geloof gesien nie. So Jesus praat van groot geloof. Maar hoekom noem hy dit groot? Want die centurion het besef die gesag en die mag van Jesus. Hy het dit besef. Hy het besef wie Jesus is. Hy het nie gesê, ok, ek glo die Here Jesus gaan nie aankom. Ek glo en ek dink positief, ek spreek lewe oor hierdie ou. Nee, ek proklameer dit. Hy het nie staat gemaak op sy vermoë eers om te kan glo nie. Hy het staat gemaak op wie Christus is. Groot geloof, dink groter van Jesus. Groot geloof, dink groter van jou God. En dis hoekom ons altyd sê, ons dien 'n God van die onmoontlike. En dis presies dit, dis groot geloof. En dit verduidelik hoekom Jesus nou oorgaan na die gelykenis en dan sy klaar. Ek het hom nie veel op nie. Hy gaan na die gelykenis toe. In die gelykenis praat hy van 'n slaaf en 'n eienaar. 'n Slaaf gaan doen sy werk. En wat Jesus eintlik sê is, as die slaaf sy werk doen en hy kom terug, gaan die meester nie sê, jy het jou werk gedoen waarvoor ek jou betaal, wonderlik, kom sit, kom sit en eet, asseblief, kom wees deel nie. Jesus sê nee, 'n slaaf doen sy werk, want 'n slaaf moet sy werk doen. Dis deel van wat hy gaan doen. So wat Jesus nou eintlik sê, is hy verbind dit nou. Hy verbind die moeilike opdrag met die werk van die Here in 'n gelowige, en hy sê eintlik vir jou, omdat dit God is wat die werk in jou doen, moenie vir een oomblik dink, haha, kyk, ek het nou iemand vergewe nie. Kyk wat doen ek vir die kerk nie. Of kyk, ek veroorsaak nie struikelblokke nie. Jesus sê nee,
Die rede hoekom jy dit doen is omdat ek in jou doen. Ek doen dit in jou. En eintlik, dis so mooi wat Jesus sê, want die woord vir slaaf wat hy gebruik is dolos. 'n Dolos is 'n gekoopte slaaf. Is daai woord wat Paulus gebruik, dolos Christos, 'n slaaf van Christus. Dis nie die slegte slaaf wat met 'n sweep geslaan word, of die idee van 'n slaaf wat net inkom, hy doen sy werk en hy gaan huis toe nie. 'n Dolos skep die idee van 'n slaaf wat jy aanneem as deel van jou. 'n Dolos beteken, ek het hierdie slaaf gekoop, hy behoort aan my. En omdat hy aan my behoort, sorg ek vir hom, kyk ek na hom. Ek sal hom help waar ek hom kan help. Hy is deel van my. En dis wat Jesus hier so vertel. Hy sê, luister, ek het jou gekoop. Wat was die prys? Sy bloed. Jy's deel van my, jy behoort aan my, ek gaan vir jou kyk. En Christus sê, doen wat van jou verwag word. Maar moenie vir een oomblik dink, dat wanneer jy dit doen, dat jy nog geëer moet word nie. Nee, hy sê, inteendeel die anderste. Want klein geloof begin by nederigheid. En ek glo ook, dit bring ons terug na die disippels se vraag toe. Gee ons groot geloof? Hulle het gedink, hoe groter die probleem, hoe groter die oplossing. Maar eintlik was dit ook net, ek glo, belydenis van hulle wat kortskiet. En dis hoekom Jesus disippels gekies, daai vissermanne gekies het. Is ouens wat geweet, hulle het nie die vermoë nie. Christene, groot geloof begin om te erken dat ons nie die vermoë het nie, maar om te erken dat Christus die een is wat die vermoë het. Dit hou ons afhanklik, dit hou ons nederig, en dit sit ons in die meester se huis as 'n slaaf, en dis hoekom Jesus eindig, hy sê, ek is 'n niks werd slaaf. Nie om jou minderwaardig te laat voel nie, maar om jou te laat besef. Dit gaan oor die meester het my uitgekoop, die meester het my deel gemaak. En groot geloof beteken, ek kyk na die meester, ek kyk na Christus. So hoe vertoon jy jou geloof, hoe meet jy dit? Wel, verseker nie deur wonderwerke nie. Verseker nie deur prestasie nie. Geloof vertoon homself in die stilste, moeilikste oomblikke, selfs wanneer jy iemand kan vergewe, nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, nie 3 keer nie, maar aanhoudend oor dieselfde oortreding. Want eintlik wat jy sê is, ek kan hom vergewe, want my meester het my vergewe. Dis wat jy sê. Christus sit ons in perspektief. Christus sê die rede hoekom ons dien, is omdat hy gedien het. Die rede hoekom ons vergewe, is omdat hy ons vergewe het. En dit is die meester wat hierdie goed in ons bewerkstellig. En dis die rede hoekom ons hom vertrou. Dis want die meester het ons gekoop. En wat kort jy? Geloof soos 'n mosterdsaadjie. Dis wat jy kort. Kom ons bid. Ons Here Vader, dankie vir hierdie waarheid, en dankie dat U 'n goeie God is. 'n Groot God. Help ons om vandag te besef dat groot geloof is om te besef dat ons 'n groot God dien. Mag ons werklik na U kyk, Here, en sê ons ontbreek, ons is maar net slawe, maar U is ons meester. Mag ons in nederigheid en afhanklikheid na U toe kom. Mag hierdie die vertrekpunt wees van ons geloof, Christus. Om te sê meer van U, maar minder van ons. Laat die woord groei, Here, deur die Gees, soos U dit altyd laat doen, en laat hy nie leeg terugkom na U toe nie. En laat die wat oor het luister. In Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan 'n geleentheid gee vir 'n laaste liedjie, en dan gaan ek die seën spreek. Baie dankie. Vriende, mag jy besef dat groot geloof gewortel is in 'n groot God. En mag jy besef, die Here roep jou om werklik 'n diensknegt te wees, om jou geloof te gaan uitlewe. En mag hierdie geloof in jou groei. Nie in kwantiteit nie, maar in kwaliteit. Gaan daarom in die liefde van die Vader, in die genade van ons Here Jesus, en die krag van sy Gees. Amen. Vrede vir julle.